Het jy al ooit op 'n plek gekom waar jy nie kan bid nie? Waar daar 'n tydperk verloop het dat jy nie met die Here gepraat het nie, om watter rede ook al. In Dawid se lewe was daar ook so 'n tydperk. Ons lees daarvan in die boek 1 Samuel. Dawid moes vlug vir sy lewe, Saul bedreig hom, en hy en sy manskappe vlug. Hulle moet in die veld slaap, maar moes gedurig agter hulle kyk, want Saul was op hulle spoor. En Dawid besluit dan op 'n stadium, maar kom ons gaan na die Filistyne toe. Aan hoofstuk 27, 1 Samuel 27. Saul sal ons die dag gaan soek nie, en hy sal as hy hoor ons is by die Filistyne, sal hy ophou met sy soektog. Dawid raadpleeg nie die Here nie. Normaalweg het hy dit gedoen, of het hy 'n vertroueling geraadpleeg. Ons sien dat hy dikwels met Samuel gepraat het, hy het met Jonathan gepraat. Maar hier besluit Dawid, hy praat met Dawid. Dis 'n baie swak keuse. Dawid het vergeet dat die Here hom gelei het tot daartoe. Maar in 'n vlaag van moegheid en moedeloosheid, druk Dawid die insinkingsknoppie en gee hy op. En toe Dawid opgee, is God nêrens in die prentjie te sien nie. En Dawid loop na die vyand toe. Hy lei sy manne na die land van die afgode en valse gode, en hy gaan slaan tent op in hulle agterplaas. Hy plof neer in die wêreld van Satan self. En aanvanklik voel Dawid self die verligting. Saul gaan hom nie meer langer soek nie. Dawid se manne kon met albei oë toeslaap. Kinders kon weer die kleuterskool bywoon en die vrouens kon hulle tasse uitpak. Om by die vyand te gaan inkruip, bring tydelike verligting. Ons ken dit mos ook. Hou op om alkohol te weerstaan en jy sal vreugde ervaar, wel vir 'n rukkie. Vat net 'n breek en jy sal weer goed voel, vir 'n tyd. Geniet die verkeerde en jy sal vermaak word, vir 'n tydperk. Maar gou daag skuldgevoelens en eensaamheid en hartseer op. Spreuke 14 vers 12 sê daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weg van die dood. En Dawid het 'n kompromie aangegaan, en steeds het hy nie met die Here gepraat nie. Hy gaan na die koning van Gat toe, die Filistynse koning. En hy sê vir hom, ek sal jou onderdaan wees, 1 Samuel 27. Maar jy moet vir my 'n stad gee. En die koning stem in, en hy gee vir hom die stad Siklag. Sodra 'n mens kompromieë begin aangaan, begin jou geestelike lewe verswak. Ons sal vir mekaar sê, ja, die Here sal verstaan, hy sal my vergewe. Maar ons gaan kompromieë aan oor die klein goedjies, en later word dit groot goed. En later word ons geloof afgetakel, en gaan ons net agteruit en agteruit wat betref ons geloof. Ons sal sê ook, wel ek lewe maar my lewe soos ek dink dit moet wees. En ons vergeet dat die Here 'n standaard vir ons gestel het. Daar kom 'n groot toets in Dawid se lewe. Die Filistyne besluit om teen Israel op te trek. En Dawid besluit hy gaan saam met hulle gaan. Hy gaan ook teen die Israeliete veg. En die kroniekskrywer bevestig hierdie sonde van Dawid in 1 Kronieke 12 vers 19. Uit Manasse het sommige na Dawid oorgeloop, toe hy op die punt was om vir die Filistyne teen Saul te veg. Maar die leiers wou nie vir Dawid gehad het nie. Hulle het gesê, jy kan nie saam met ons teen die Israeliete gaan veg nie. Gaan eerder huis toe, gaan terug Siklag toe en gaan wag daar. Het vat hulle 3 dae vir Dawid en sy manne om in Siklag te kom. En toe hy daar kom, toe die Amalekiete die dorp geplunder. Is afgebrand. Al die mense wat daar was, groot en klein, is gevange geneem. En die Amalekiete het hulle nie doodgemaak nie, wat vreemd is, waarskynlik omdat hulle Siklagse mense as slawe wou gebruik. So Dawid en sy manne begin 'n keer terug na die afgebrande en leë tuisdorp,
waar al hulle vrouens en seuns en dogters gevange geneem is. En hulle verval in droefheid en pyn en hartseer. 1 Samuel 30 vers 4. Dawid en sy manne het hard gehuil totdat hulle nie meer kon huil nie. Hulle het al hulle trane uitgehuil. En hierdie plundering was ook 'n persoonlike verwoesting vir Dawid. Ook sy 2 vrouens was onder diegene wat gevange geneem is. Maar daar was die moeilikheid het nog vererger. Sy eie manskappe het onder mekaar begin praat, maar dis hy wat gesê het ons moet tussen die Filistyne kom bly. Dis hy wat gesê het ons moet saam met die Filistyne teen Israel veg. En hulle oorweeg dit om hom te stenig. Alles was verlore vir Dawid. Op daardie stadium het Dawid niemand meer gehad om hom te ondersteun nie. Niemand wat hom wou help nie. Die Filistyne wou hom nie gehad het nie. Sy familie was weg. Dit wat hy besit het, was verlore. Selfs sy vriende het teen hom gedraai. Elke ondersteuning was weg, behalwe die Here. Dit is eintlik 'n goeie plek om te wees. Dit is nie so 'n slegte plek nie. In hierdie omstandighede, toe alles skeef geloop het, vers 6, 1 Samuel 30 vers 6, toe het Dawid hulp gevra by die Here sy God. En party vertalings vertaal dit, Dawid het homself versterk in die Here sy God. Hierdie eiesinnige Dawid, wat nie met die Here wou praat nie. Hoekom sou die Here hom wou versterk? Omdat God ryk is aan barmhartigheid en genade, en omdat Dawid heeltemal gebroken was, en gereed was om terug te keer na die Here toe. En hy versterk hom in die Here, en hy ontvang krag, en hy kon opstaan uit sy situasie uit. Maar dit was nie voordat hy homself as swak gesien het nie, voordat hy besef het, maar ek kan nie verder gaan sonder die Here nie. Ek wil vir jou vra, hoekom wag ons altyd tot alles skeefloop? Wanneer ons in die diepste put geval het, voordat ons terugdraai na die Here toe. Jy moet verstaan, jou gebede, jou praat met die Here, is belangrik vir jouself, vir jou mense en vir God. En reg deur die Bybel moedig die Here ons aan om met hom te praat. Bid sonder ophou. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Jesus self sê in Johannes 15 vers 5, sonder my kan julle niks doen nie. So wanneer jy stil word om te bid, verklaar jy eintlik jou afhanklikheid van God. En jy kan bid met die sekere wete dat die Here jou sal hoor. Wil jy dit nie maar weer begin doen nie? Bid sonder ophou. Jeremia 29 vers 12 sê, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. Hoekom sal ons dan nie bid nie? 'n Insinking in ons gebedslewe sê resepte vir slegte besluite, die broeikas vir verkeerde afdraaipaaie, die monteerlyn vir spytvolle skuwe. Hoe ons moeilike tye hanteer kan redelik ons lewens beïnvloed. Besef ons regtig hoe belangrik dit is om gedurig in kontak te wees met die Here. Ja, bottelpille en scotch kan help. Dalk net 'n uur. 'n Dag van ooreet, wel dit help seker verseker. Destruktiewe verhoudinge. Dis wat ons baie keer kies. En ons aanvaar dat dit ons hartseer lewe weer energie gaan gee. Maar gee dit regtig 'n oplossing vir die langtermyn? Haal dit regtig en verdoof dit regtig die pyn? Om 'n kind van die Here te wees, beteken soms dat ons foute maak. Dat ons geestelik van die spoor afgaan. Ons dink baie keer ons geloof is sterk, totdat ons die moeilike beleef en alles begin skeefloop. En dan moet ons onthou soos Dawid onthou het. Onthou dat God steeds jou Vader is. Dat daar
steeds 'n herder, die goeie herder, is wat na jou wil luister. Bid sonder ophou. Jy moet 'n besluit neem soos Dawid om die Here weer te vertrou. Dis nie blinde geloof nie. Dis geloof in 'n God wat na ons omsien, vir ons omgee. Daar in die smeulende ruïnes van Siklag het Dawid weer sy krag gevind. En het hy weer met die Here begin praat, het hy sy leiding gesoek. Ek ken nie jou omstandighede nie. Ek wil jou tog aanmoedig. Wat ook al jou situasie is, moenie ophou bid nie. Bly praat met die Here, want alleen in hom gaan jy krag en leiding en wysheid vind. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons moet erken, ons volg dikwels ons eie kop. Ons is so besig met ons eie dinge en tyd haal ons so vinnig in dat ons dikwels vergeet om met U te praat. En ons is jammer daaroor. Lei U vir ons. Ons kom in afhanklikheid voor U. En ons bid, Here, gee my weer my lewe vir U. Lei U vir my. Ek wil in U voetspoor volg. En ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag die Here vir jou seën, mag dit met jou goed gaan. En mag jy elke dag sy wysheid en sy teenwoordigheid ook in jou lewe ervaar. Ons gesels weer met mekaar. Totsiens.